Gees van God, laat u winde deur ons siele waai. En dit is wat ons vanmôre nodig het. Absolute aanraking van die Heilige Gees. Ek wil vanmôre met jou uit die woord van die Here praat, uit Hebreërs 11 vers 8 tot 10. Die titel van my boodskap sal ek vanmôre sê, geloof neem jou huis toe. Dit is die titel van die boodskap. Geloof neem jou huis toe. Nou, kom ons lees eers net hierdie paar versies, vers 8 tot 10, Hebreërs 11. Dis die hoofstuk oor die geloofshelde van die Ou Testament. Nou daar die Ou Testament is daar baie geloofshelde genoem, en veral in hierdie gedeelte, die hele Bybel is vol daarvan, maar hierdie gedeelte word sekere mense uitgelig, soos Henog, of hy begin al by Abel, en hy toe gaan en dan gaan praat hy van Henog, en so praat hy van Noag, en van almal, en nou kom hy by Abraham, en hy sê hier in die 8ste vers, hy sê, deur die geloof, het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek, na die plek, wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou kom, of waar hy sou beland. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon, in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon, met Isak en Jakob, die mede-erfgename van hierdie belofte, want hy het die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Nou, geloof is seker een van die dinge, wat soos brandstof vir 'n voertuig, vir enige mens, se aanhou en vashou, en voorwaarts gaan is. As jy nie geloof het nie, het jy nie 'n rede om aan te gaan. En daarom vind ons vandag, in die dag wat ons in lewe, baie mense sê, ons het ons geloof en ons vertroue in die regering verloor. Het julle dit al gehoor? Ons glo nie meer die regering nie. En dan begin daar onder mekaar, begin die mense met mekaar praat en konkel, en hulle probeer die regering uitstem en al hierdie dinge. Ons jong mense, ons jong kinders vandag wat skool verlaat die meeste van hulle Suid-Afrika en gaan soek 'n heenkome in 'n vreemde land. Hulle gaan hier vandaan na skool, want hulle kry nie meer werk juis hier nie. Die werkloosheid is baie hoog in Suid-Afrika, en dan gaan hulle na 'n ander land toe met die geloof in hulle harte, ons gaan beter doen daar. En as hy nie hierdie geloof het, dan sal ek vir jou sê, sal hy nie gaan nie, want wat sal hy daar gemaak? So geloof is daardie brandstof wat jou laat aanhou en vashou en laat glo jy kan eendag bo uitkom. As daar een ding is wat vandag in die skool, in ons skoolkinders se harte en verstand seker ingeprent word, deur die samelewing, deur die nuusmedia, deur al die advertensies, dan is daar een ding wat sê, jong, dit lyk sleg daar buite. En ons sien ons kinders, voor hulle nog die skool verlaat, is al reeds negatief, is al reeds op 'n punt waar hulle besluite soms neem en sê, ons weet nie wat lê vir ons in die toekoms voor nie. En ons ouers het nogal baie skuld daaraan. Want jy sien die meeste van teepartytjie praatjies gaan oor, hoe sleg is die regering? Hoe sleg het die Springbok vrouespan gevaar? Hoe sleg het die kerk doen die kerk nou? Want die kerk is besig om leeg te loop. En hoe sleg gaan dit in ons finansiële sake? En hoe sleg gaan dit in ons dorpe? En hoe vuil is die strate? En al hierdie goeters. En dan bring ons dit in en sê ons, ja, ons weet daarom nie wat gaan die kinders eendag oorhou nie. Vir hulle lyk die prentjie maar duister. En daarom dink ek dat ons saai ongelowige saad soms in die harte van ons kinders, sodat hulle voel, hulle weet nie of die toekoms die moeite werd gaan wees nie. En dit is hoekom ons land, in die dag wat ons in lewe, eindelik sukkel om werklik voort te gaan. Daarom is ons meeste van ons kinders, en ja, daar is omstandighede, en ons kan oor hierdie goed praat, en is nie verkeerd om daaroor te praat nie, maar ek dink, wanneer dit nie mense kan opbou nie, bly liewer stil.
Wanneer jy nie 'n jong man kan leer of kan wys wat die toekoms inhou en dat daar hoop is nie, en as jy nie geloof in haar hart of in sy hart kan plant nie, kom ons bly liewer stil en ons praat oor meer opbouende goed. As ek en jy as vriende praat om die braaivleisvuur, dan kan ons uitpak. Maar wanneer dit kom by die mense wat eintlik nog die lewe moet aanpak, dink ek moet ons hulle geloof in die kop praat en nie ongeloof nie. Wat jy sien as ons kyk na omstandighede, dan stem ek saam met jou. Dan kan ons vandag net so lang lys skrywe van alles wat verkeerd is in hierdie land en verkeerd is in die wêreld en verkeerd is in die kerk. Ons kan lang lyste maak van wat in gemeentes verkeerd gaan. Ons kan 'n lang lys skrywe en wat in my huisgesin verkeerd gaan en in jou huisgesin verkeerd is en wat die sorge van die lewe ons afdwing. En as ons daarna kyk, dan kan ons sê ja, dit is so, maar weet jy, kerk van die Here, ons het weer 'n bietjie net so klein sprankie van hoop nodig om in ons land te sê ten spyte van alles, het ons tog nog geloof dat dit kan regkom. Miskien nie die land nie. Miskien nie die omstandighede van baie mense rondom ons nie, maar vir jou gesin kan daar iets gebeur. Want jy sien, geloof vra nie, hoe lyk die toekoms nie. Geloof glo dat die toekoms gaan beter wees as die hede. Geloof sê dit wat waag, die beste lê nog voor. En liewe mens, geloof, en dis hoekom dit so belangrik is, ons kan nie ons geloof stel in ons ma, of in ons pa, of in mense, of ons onderwysers, of wie ook al, of die predikant van die kerk nie. Ons geloof moet in een gebaseer wees, en dis die oorsprong van die geloof, die Here God Almagtig. Ek kan nie my kind geloof leer as ek hom nie Christus leer nie. Ek kan nie vir hom help om geloof te kry as ek hom nie by God uitkry nie. Want jy sien, geloof is alleenlik onwrikbaar vas as jy dit in die Here stel. Jou pa kan jou verlaat. Jou ma kan deur die dood weggeruk word. Jou onderwyser kan struikel. Jou predikant kan verkeerd doen. Maar die Here doen nooit verkeerd nie. Wat hy doen is die beste. Wat hy vir jou gee is die beste. Wat hy jou help mee is net die beste. En daarom is dit nodig vandag dat ons mekaar opbou in die allerhoogste geloof in God, sodat ons kan weet, ten spyte van, al gebeur ook wat, al verloor ons alles, dat ons daar in 'n karavaan moet bly of iewers in 'n tentjie moet staan en ons het niks anders nie, het ons nog die Here God se belofte. Hy sal na ons kyk. Hy het nog nooit iemand in die steek gelaat. Ons word in die steek gelaat wanneer ons sy bevele nie uitvoer nie. En ons begin ons eie dinge doen. En as ons dan ons hele ou bodem van ons bestaan uitmekaar val, dan sê ons, Here, waar is U? Maar jy het lank al die Here agtergelos en jou eie pad begin loop. Hier sien ons in hierdie verhaal, kom ons gaan terug, ons gaan kyk net so 'n bietjie, ons ontleed bietjie wat in Hebreërs 11 geskryf staan vanaf vers 8. Want ek dink, ek glo, met my hele hart sien ek dat hier 'n paar uitstaande kenmerke van geloof in hierdie 3 versies geskryf staan. Hy sê deur die geloof, luister mooi. Hy sê in geloof. Hy praat hier van Abraham se geloof. Hy sê deur die geloof in Abraham se geloof. Wat se geloof? Sy geloof in God. Hy het in God geglo. Dit was die geloofsheld van die tyd. Hy was iemand wat sy hele lewe aan die Here toegewy het. Hy sê hy het in God geglo en toe hy geroep is, het hy gehoorsaam getrek. Abraham se roeping was nie 'n maklike besluit om weg te trek uit die Here nie. Ons hou nie van verandering in die hele. Ons wees maar eerlik. As ons van een gemeente na 'n ander gemeente beroep was en ons moes trek, dit was die verskriklikste ding op aarde. Want die swaarste was eers om vir die gemeente te sê ek gaan weggaan.
En die tweede was, jy moet eers bid en die Here se stem hoor. En jy hoor nie maklik die Here se stem in daai tyd nie. Want die besluit wat jy moet neem is nou nie meer of dit nou goed gaan, beter vir jou gaan wees, jy meer geld gaan kry en 'n groter gemeente gaan hê nie, maar dit is asof die Here vir jou sê, ja, jy kan maar gaan of nie. En baie keer dan pak die vrou al en die man bid nog. So dit het ook baie keer gebeur, want sy is nie so gelukkig in die gemeente nie. Maar, dit is so belangrik dat geloof hier 'n rol speel. Abraham moet trek. Hy kom, sy pa laat hom trek uit van die Galdeërs trek hy en hy vat vir Abraham en sy ander seun Haram en daai klomp vat hy saam, sy familie saam en hulle trek en hulle beland hier by hierdie mense en daar sterwe hy, sy pa sterwe en nou is hy daar. Hy bly daar en sy broers is daar, sy familie is daar in hierdie gebied en skielik sê die Here vir hom, Abraham, jy moet trek. Waarheen, Here? Na die land wat ek jou gaan gee. Hy weet nie watter land nie. Hy weet nie waarheen nie. Dis een van die moeilikste besluite en nou moet Abraham besluit om weg te trek uit 'n land waar hy genoeg van lewe, dit gaan goed met hom, dit gaan nie sleg nie, hy het genoeg besittings, hy lewe in oorvloed, dit gaan werklik goed met hom en die Here sê trek net. En die pak Abraham op en hy besluit reg, Here, as U so sê, dan gaan ek. En nou sê die Bybel hier, hy sê, sonder om te weet waarheen hy op pad is. Hy het nie eens geweet waar gaan hy nie. Hy het net geweet terwyl hy gebid het, of hy daar onder die vyeboom gesit het, of waar hy ook al was, die Bybel sê nie van ons nie, het God met hom gepraat, en hy het gehoor, die Here sê, Abraham, jy moet trek. En nou maak Abraham almal by mekaar, en nou vra sy vrou vir hom, sy vrou vir hom, waar gaan ons? Hy sê, my vrou, ek weet nie, maar die Here het gesê, ons moet trek. Maar my man, jy het nog nooit so dom ding aangevang nie. Hoe kan jy net sommer trek? Waarheen trek jy? Ons moet almal saam, die kinders moet saam, die kleinkindertjies, almal moet ons saam op die waar ry, en daar gaan ons met hierdie vreeslike pad, en ons weet nie eers waarheen gaan ons nie. Ons is op pad iewers heen. Hoe sou hy dit reg kry om op hierdie bevel ja te sê? Geloof, pragtig. Deur die geloof, want hy het geweet die Here maak nooit 'n fout nie. As die Here sê trek, kan jy maar trek, my boeta. As die Here sê bly, bly liewerster, my sussie. Want dit is gevaarlik daar aan die ander kant, as God nie by jou is nie. Want jy sien, as jy trek sonder dat die Here sê jy trek, dan trek jy op jou eie. Dan trek jy daar plekke wat jy kies, en plekke wat jy dink beter is. En dit is gewoonlik waar ons die meeste probleme en die meeste van ons lewensfilosofie laat verander, is wanneer ons besluite neem wat God nie gesê het ons moet neem nie. Nou is maar, wat is die besluit wat die Here nie gesê het ek moet neem nie? Jy weet, wanneer jy die verkeerde besluit neem. Jy weet as jy nie by die Here gehoor het nie. Jy weet dat hierdie nie van God af is nie. Jy weet dat dit wat jy nou doen, is absoluut jou eie besluit, en jy gaan die gevolge daarvan dra, as jy hier vanaf moet trek, Pofadder toe, en jy trek put sonder water toe, is jy in die verkeerde plek. Die Here het nie gesê put sonder water nie, hy sê Pofadder toe. Jy moet jou eie besluit neem. As jy in geloof wegtrek, kan ek jou waarborg, Pofadder is reg vir jou. Maar as jy in put sonder water beland, en dit kan ons maar vir die predikant ook sê, as die Here jou roep vir Pofadder, het hy jou nie geroep vir put sonder water nie. En baie predikante sit vanmôre op die verkeerde plek waar God hulle nie wou gehad het nie. En nou roep hulle daar in die woestyn uit en sê hulle, Here, maar U dan gesê, U sal met my bly, die res van my bediening, U sal my nooit alleen los nie. Ek kan vanmôre vir jou sê, as jy uit die wil van die Here is, gaan jy so ongelukkig wees. Jy gaan tot kwaad wees vir die gemeente ook. En hulle gaan vir jou kwaad wees. En Abraham, wat sê hy? Hy sê, my vrou, klim. Of bly. Die Here het gesê trek, dan trek hy. En sy het nie eenmal gestry nie. Die Bybel sê hulle trek weg daar. Na die plek
wat die Here gesê het, hulle gaan erf. God het gesê, ek gaan vir jou 'n plek gee. En daai plek gee ek in jou hande, sonder om te weet waarheen. En dan vers 9 sê, weer eens, in geloof, het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon, saam met Isak en Jakob, sy seuns en sy kinders en kleinkinders. Abraham trek op God se voorstel. Maar toe hy op die plek kom waar die Here gesê het hy moet heen trek, toe sit 'n vreemde land. Hy is daar, maar hy is 'n vreemdeling. Hy is soos wat hulle hier in Suid-Afrika die afgelope paar weke skree, vreemdelinge in ons land, nee. Vreemde inwoners. Nou sê hulle hier, hulle vat ons mense se werk weg. Dis hoekom hulle so in opstand kom. Nou hier is Abraham in 'n vreemde land. En dadelik sal hulle sê, wie is hierdie vreemdeling wat hier kom? God sê, dis jou land hierdie is jou land wat ek jou beloof, dis Kanaan, ek gaan hierdie land aan jou gee, so Abraham, jy moet maar net hier bly, hierdie land is joune, maar hy sit daar, hy het nog niks van die land nie, hy is 'n vreemdeling, hy bly nie eens in 'n huis nie, hy bly in tente. Dis een van die armstes, hy bly in tente daar. Ek dink die mense het hom nie eens regtig aanvaar nie, want hy is 'n vreemdeling. Maar hy bly as die een wat hierdie plek moet beerf, die erfgenaam van hierdie land, bly hy in 'n tent en hy het niks daarvan nie, en hy's 'n vreemdeling, en niemand wil met hom meng nie, en hy's alleen daar met sy gesin en al hierdie dinge. Wat sou hy uitroep? Miskien sou ek en jy uitroep, en ons sou gesê, ag Here, waar het U my heen gestuur? U het seker 'n fout gemaak, om my die Midian wil toe te stuur. Daar's dan baie ander dorpe wat ek uitgekom het. Here, hoekom het U my hierheen gebring? Hoekom het U my hierheen laat kom as 'n vreemdeling? En hierdie klomp mense wil nie eens met my vriende maak nie. Hulle is almal kwaad vir my en hulle skinder eerder oor my as wat hulle my wil bystaan. Julle lag so, lyk of julle dit ken. Gaan maar oral so, nie net hier nie julle. Ek kan 'n ander dorp ook maar gebruik, dit lyk net so. Dan ook nie, ek was daar, dit lyk net so daar. Maar wat het U gedink toe U my hierheen bring, Here? U het gesê dis my beloofde land hierdie. In 'n beloofde land is 'n plek waar jou eiendom word, waar jy veilig voel, waar jy gelukkig is, waar dit met jou goed gaan, waar die mense jou aanvaar en jou vertrou en wat hulle met jou pad loop. Maar God is nog besig met jou, man. Jy's nog nie by die einde nie. Jy's nog maar by die begin van die bladsy wat die Here vir jou eintlik geskryf het. Want jy sien, om op God se bevel te trek jy nie op jou eie voorwaardes en norme nie. Jy skryf nie jou eie verhaal vorentoe nie. Jy besluit nie wat vir jou die beste en die slegste is nie. As jy in die geloof beweeg jy in wat God sê. As hy sê doen dit, beloof ek jou is dit die regte ding om te doen. En as die Here jou hierheen stuur, dan sal hy vir jou hier deure oopmaak. Maar as daar een ding is wat ons baie keer en die meeste kere vir ons 'n probleem in ons lewe word, ons raak te haastig. Ons is liewer jou van Jan Hastig gegee. Ons wil dit self doen. As die Here te stadig is, dan breek ons self die deur oop. En ons klim self daarin. En ons doen self ons eie ding. En wanneer dit nie meer 'n sukses is nie, dan gooi ons dit vir die Here terug en sê, Here, dis nou jou probleem. Jy het gesê ek moet kom. Maar jy sê nie vir hom nie, maar ongelukkig het ek die deur oopgebreek en ingeklim waar ek nie moes wees nie. Geloof is om op God te vertrou. Om aan die Here oor te gee en te sê, U besluit is die beste. En Abraham moet hierdie besluit neem. Hy's daar as vreemdeling. Hy bly in 'n tent. Ag, julle ons bly nie eens in tente nie. Dit gaan eintlik goed hier by julle. Julle dink dit gaan sleg. Dit gaan beter as met Abraham gegaan het. Hy bly in 'n tent. Sy kleinkinders, die kleinkindertjies wat saam met hom getrek het, ou Isak hulle en Jakob se klein kindertjies en daai, hulle bly in tente.
As jy nie weet hoe voel 'n tent nie, moet jy bietjie in die weermag kom. Ons was almal in die weermag. As daai tent in die môre as jy opstaan hier so in die middel van die winter, dan drup die water so van die tent se boonste slap af. Jy lê in 'n stortbui, die water drup so jou kop. Ons trek gewoonlik ons kombers oor ons kop, maar dit is koud. Hier uitklim, jy's koud en as die hitte kom, hy brand vir jou, jy kan nie in daai tent sit nie, jy sit liewer buite onder die boom, is beter. Dis 'n verskriklike omstandigheid. So dit gaan nie so goed met Abraham nie. Hy is op God se bevel daar, maar dit is nie soos hy gedink het dit gaan wees nie. Miskien het hy gedink, ek weet nie. Miskien sal ek en jy gedink het, Here, ons gaan daar 'n paleis van 'n huis kry. Die mense gaan ons daar innooi en ons gaan hierdie huis oorneem en ons gaan daar bly, 'n 3 verdieping en ons gaan daar bo op die boonste vlak sit en so oor die dorp kyk en sien wat maak almal. Maar hy bly daar buite in die veld in 'n tent. En die son, die wind en die weer. Tyd dat hulle weer die weermag oproep, ons kinders bietjie taf te maak. Maar ons vind hier dat geloof is 'n vertroue op God. En dan gaan hy verder, hoekom het Abraham al hierdie dinge deurgemaak? Vers 10 sê, die rede van hiervan is, hy het 'n stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprigter daarvan is. Abraham het geweet, God gaan 'n stad bou. Hy het geweet, daar gaan 'n stad uit die hemel neerdaal. En hy het hierdie geloof in sy hart gehad, want die Here het dit vir hom gegee. En hy het hierdie belofte geneem, want hy het geweet, eendag gaan God 'n stad bou. En hy wil deel in daardie stad. Hy wil deel wees, soos die Here sy trek, dan trek hy. Want hy weet, daar wag 'n stad, wat eendag op ons wag. O, kerk van die Here, as dit jou nie vanmôre aanmoedig, om geestelik te volhard, en vas te hou, en nie langs die pad af te dwaal, of jou geloof te verloor nie, dan weet ek nie wat gaan jou behou, dat jy jou geloof nie verloor nie. Daar wag 'n stad vir die kerk van die Here. Daar wag 'n stad vir die gelowige, die nuwe Jerusalem. Het jy al gehoor van die nuwe Jerusalem? Ja. Openbaring 21 vers 9 tot 27 sê die hele verhaal van die nuwe stad wat God gaan bou. Wat hy besig is om te bou in die hemel. En die Bybel sê in Openbaring 21 sê hy, en ek in die nuwe Jerusalem soos 'n bruid uit die hemel nie sien neerdaal. Hy sê dan praat hy en hy vertel van hierdie stad se fondamente. Hy 12 fundamentstene. Hy sê en die name is daarop geskrywe en hy het poorte, dis hekke waar jy ingaan soos deure. Hy sê en hierdie deure is so wonderlik. Elke deur is een kristaal. Die een is gemaak uit diamant. Die ander is gesny uit so noem hy hulle een na die ander, noem hy al hierdie edelgesteentes op. Hy sê, en die mure van die stad is suiwer goud. Wow. Jy dink vandag goud is kosbaar. En die ouens kruip diep in die grond om goud uit te haal. Want dit is baie geld werd. Maar in die nuwe Jerusalem het hulle sommer die strate geteer met goud. En die mure is van goud, suiwer soos glas, sê hy. Dit skitter, dit blink. Wow, julle, dis die nuwe Jerusalem wat hy van praat. En daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre gaan kyk, waarin is ons geloof gevestig? Ons kan nie net die hemelse Jerusalem bereik uit ons eie uit nie. Die woord van die Here leer ons iets. En daarom sê Jesus, Johannes 14 vers 1, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Hy sê, glo in God. En glo in my. En dan sê hy, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hy sê, daar is genoeg woonplek in my Vader se huis. In ander woorde wat eintlik sê, hy sê in ons huis daar in die hemel is daar genoeg blyplek vir almal. Hy sê, en ek gaan vir julle die plek voorberei. As ek hier weggaan van die aarde af, dan gaan maak ek alles reg, sodat ek eendag julle almal kan kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. Liewe kerk van die Here, dis waar die kerk vanmôre na uitsien. Dis waar ons geloof in geanker is. Ons geloof is in God en in Christus Jesus ons Here. Die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons glo in God
En in hierdie eerste versie, glo in God, glo ook in my, is seker die mooiste uitdrukking van Christus se godskap. Baie mense erken hom as 'n profeet. Ek dink die moslim geloof sê hy is een van die belangrike profete, maar hy is nie die seun van God nie. Ander gelowe sê hy is nie God nie, hy is maar net 'n mens gewees soos ek en jy. Maar Jesus sê, glo in God. En soos jy in hom glo, glo ook in my. Hy stel hom gelyk met God. Geen mens kan dit doen nie. As jy dit doen, tree jy baie gevaarlike terreine. God deel nie sy eer met geen mens nie. En daarom kan jy die Jesus God noem as hy nie God is nie. Maar ons weet, en daarom sê Jesus verder, en ons wil nou nie daaroor preek vanmôre nie, maar ek wil net dit noem, daarom sê die Here Jesus verder, hy sê toe Filippus hom vra, Here, toon ons die Vader, toe sê hy, Filippus, ek is so lank al by julle, en het jy my nooit gesien nie? Hoe sê jy dan vir my, ek moet jou die Vader toon? Hy het my gesien, het hy die Vader gesien. En hoe sê jy, toon my die Vader? Dit is so belangrik, geloof in Christus is ons anker in ons geloofslewe. Geloof in God, die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En nou leer ons hier dat hier sê dat Abraham verwag 'n stad. Het jy verwagting vanmôre? Wat verwag jy? Waarop is jou geloof gebou? As dit vanmôre gebou is op God se hand, dan verloor jy eintlik 90% van die ander wondere van God se genade. Want jy sien, as jy op God se hand vertrou, dan sien jy nie sy aangesig nie. Jy sien nie sy toevouding in sy arms nie. Jy sien net sy voorsienigheid. Met ander woorde, al wat jy soek, is dat hy vir jou moet sorg. Al wat jy soek is dat hy jou moet gesond maak, en dat hy vir jou kos moet gee, en voorsien, en 'n werk moet gee, en vir jou inkomste moet gee. So jou hele geloof is in God se hand gebou. Maar die gelowiges van die ou tyd het bietjie meer geweet. Moses sê, hy ken hierdie dinge, en hy het gesien hoe die Here voorsien, en hy het gesien hoe hy die Rooi See oopmaak, en hy het gesien hoe dat hy mantels en manna en al hierdie goeders, kwartels vir hulle voorsien. Hy het gesien hoe dat God die vuurkolom en die wolkkolom stuur. Maar hy roep uit. Hy sê, Here, toon my u aangesig. Here, ek wil nie net u hand sien nie. Ek wil nie net sien hoe gee die Here nie. Ek wil u aangesig sien. As jy jou pa nooit geken het nie, en hy is dood voor jy hom kan onthou, toe jy nog 'n klein kindjie was. En hy het vir jou groot erflating nagelaat. En jy is vandag 'n biljoenêr. Weens dit wat hy jou nagelaat het. Dan kan jy sê, my pa was 'n goeie man en hy het goed vir my gesorg. Maar jy kan nie sê ek ken hom nie. Jy kan net sê ek het van hom gehoor. Ek het gesien wat het hy nagelaat. En ek het gesien hoe het hy voorsien. En ek belewe vandag nog sy seëninge wat hy nagelaat het. Maar ek ken hom nie. Ek kan nie vir jou vertel hoe het hy gelyk. Wat het hy gedoen en hierdie goed nie. Papa, jou optrede en jou lewenswyse is vir jou kind meer werd as biljoene rande se inkomste. Want jou kind is die grootste naaper. Soos pappa en mamma optree, gaan hulle ook hulle lewenspad op baseer. As jy 'n lewe sonder God, gaan dit vir hulle moeilik wees om 'n geloof die Here te soek. Want dis die nalatenskap wat jy vir hulle gegee het. Moses soek God se aangesig. Hy sê, man,
Abraham soek God se aangesig. Hulle sê, man, laat hulle alles vat. Neem die wêreld, maar gee vir my Jesus. Vat die wêreld en maak met dit wat jy wil. Al die geld en die goud en silwer van hierdie wêreld, want dit kan nie vir jou soveel geluk gee as om Jesus in jou huis te hê nie. Want as jou lewe en jou fondamente en jou huisgesin op die rots Jesus gebou is, dan het jy sekere reëls wat jy nakom, wat vir almal tot seën is. Vir elkeen tot seën is. Abraham verwag 'n stad. Ek verwag die ewige lewe saam met Christus Jesus. Jy verwag 'n plek waar jy ewig by die Here gaan wees. Paulus het dit verwag, hy het gelewe vir dit. Hy het sy hele lewe daartoe gewy. Hy sê, man, vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Dis my beter dat ek sterwe. Hy sê, want as ek die dag doodgaan, dan sal ek vir ewig by hom, wie ek so lief het, en wie ek my hele lewe toe gewy het. Ek wil vir hom lewe tot daardie dag toe, en dit is my alles. Ek wil net vir hom leef. Daar is 'n paar dinge wat ons mekaar moet sê. Want jy sien, die Bybel spreek nie net altyd die goed en die mooi aan nie, hy spreek ook die verkeerd aan. Hy praat nie net altyd vir jou en sê net altyd mooi so nie. Die Here sê soms stop. Jy is nou besig om baie ver weg te dwaal. En dit is tyd dat ek jou 'n rap skeel en jy moet terugkom. Ek praat nou van 'n raps en paase, wat ons 'n beeld het van pa, nê. Maar jy weer terugbring op die pad. En dat daar sekere goeders, klippe in jou pad rol. Onthou julle vir ou Biliam die donkie? Hy was heel op die verkeerde pad. En God het nie vir hom sê hy moet gaan nie. Hy het sommer sy eie gegaan. En nou kom hy langs die pad en die donkie druk hom daar teen die muur vas. Want hier voor staan 'n engel met 'n swaard. En die engel wil Biliam se kop afkap. Maar Biliam is so vertoorn, hy sien nie eers die engel nie. En die Here keer vir Biliam dat hy moet op die regte pad kom. Nou liewe mens, net so. Is daar sekere goed wat ons op die regte pad moet bring in die Bybel uit. En luister nou wat sê in Hebreërs 11 vers 6. Ons het nou vers 8 tot 10 gelees. Vers 6 sê, sonder geloof, kom, wie ken daai versie? Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is dit nie moontlik om die Here se guns te kry nie. Sonder geloof loop jy op jou eie pad, nie op God se pad nie. Sonder geloof kan jy nie staat maak op sy beskerming nie. Sonder geloof kan jy nie staat maak daarop op die Here se seëninge nie. Sonder geloof is onmoontlik, kerk van die Here. En ek sê weer vanmôre, moenie dink geld kan liefde en geluk koop nie. Jy kan vanmôre die rykste ou op die planeet wees. Maar jou geld gee nie vir jou geluk en vrede nie. Jou geld maak nie dat jou huwelik een groot sukses is nie. Wat maak dat jy geluk en dat jy 'n vooruitstrewende ma of pa is? Dis jou geloof in God, want sonder geloof kan jy nie die Here se vrede oor jou lewe ervaar nie. En sy seëninge. Hy sê, hy wat tot God gaan, moet glo dat God bestaan en God beloon die wat hom soek. God beloon jou as jy na hom roep. En dis die wonder. 'n Pappa is iemand wat graag erken wil word. As daar een ding is, eendag toe 'n ou werker wat ons in die tuin gewerk het, toe sê hy, julle blanke mense, snaakse mense. Hy sê, julle sê altyd, as ons by julle werk, dan sê julle altyd vir ons. Hy sê, die eerste ding wat die meneer vir my sê, hy sê vir hom, luister hier. Hy sê, Jan, jy kan enige ding doen, maar net nie vir my lieg nie.
Net nie vir my jokkie. Dis wat jy vir die kind ook sê. Jy moet net nie vir pa jokkie. Boeta, praat liewers die waarheid. As die pa dalk nie vir jou slaan, hy gaan jou wel slaan. Maar praat net die waarheid. Want ons wil altyd die waarheid weet. Nou hier sê hy sê weer, God is 'n beloner van die wat hom soek. So as jy bereid is om na God toe te gaan, en daar is verskriklike hartseer verhale in die Bybel wat vertel word van mense wat die pad afgedwaal het en verkeerd gegaan het. Ons dink aan 'n Dawid en ons dink aan 'n Moses en ons dink aan al hierdie ouens, groot godsmanne, en hulle het verkeerd op die pad gedraai, maar elke keer het hulle kom neerval aan die voete van die Here en gesê, Here, wees my genadig. Ou Dawid sê, hy sê, Here, laat ek liewer val in die hande van God, want hy's 'n genadige God as in die hande van 'n mens. Hy weet, God vergewe. Hy weet die Here is 'n Vader, is die Vader, ons Hemelvader, met soveel liefde, deernis, vergifnis, en soveel, hy gee so om. Hy sal jou nooit bo jou kragte laat straf nie. Sonder geloof kan jy nie God tevrede stel. Nou wil ek vir jou nog so 2 verse, net so 1 vers nog lees. 2 Timoteus 4 vers 7 sê Paulus die volgende. 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Paulus sê, is aan die einde van sy dae. Net voor dit sê hy sê, ek word alreeds soos 'n beker uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. So Paulus weet, hy gaan nie meer lank wees, nog net 'n paar dae of weke of wat, dan sterf hy. En hy is uitgesterwe aan die Romeinse, hulle vertel dat die Romeine het hom doodgemaak, kop afgekap. Maar hy sit in die tronk. En terwyl hy in die tronk so skryf hy hierdie brief, en hy sê vir hulle, dis tyd dat ek moet gaan, ek gaan na my hemelse tuiste toe, na my Here Jesus daar in die hemel. Hy sê, maar ek wil dit by julle los. Ek het die goeie stryd van geloof gestry. Ek was op die pad van geloof, sê hy. Hy sê, my hele lewe was op een pad gevestig, en dis geloof. Ek het nie in ongeloof rondgeloop nie. Ek het nie van die Here af probeer wegdraai nie. Ek het nie my eie pad en my eie gevolg probeer loop nie. Hy sê, my oë was gevestig op een pad, en dit was op die eindstreep, en hierdie pad was Christus. En dan gaan hy verder, hy sê die goeie stryd, die stryd van die, wat goed is, die goeie stryd, die regte stryd gestry. Dan gaan hy verder, hy sê, ek het die wedloop volëindig. Hy sê, ek sien al reeds die eindstreep. Ek sien al reeds daar waar die lint gespan is. Ek sien al reeds waar die eindpaal, die wenstreep is. Ek is op pad daarheen, en is nie meer ver nie. En daarom is dit dieselfde. Hy kan maar selfe eintlik roep uit dieselfde uit as Stefanus waar hulle hom stenig, en Stefanus toe hulle met klippe doodgooi, die eerste martelaar vir Christus. Toe sê hy, ek sien die hemele geopen. Ek sien Jesus aan die regterhand van die Vader staan. Hy sê, Here, en in die Gees sê hy, in u hande gee ek my gees oor. En hy sterf. Wow, dis 'n eindstreep. Dis om die eindstreep te haal. Dis om ten koste van wat ook al, tot die einde toe, vas te staan. My oorlede ouma het altyd die verhaal vertel van die groot griep, die 1914 griep. Ek weet nie of julle al gehoor het van dit nie. Daar's duisende mense hier in Suid-Afrika en oor die wêreld dood aan hierdie griep. Dit was so aansteeklik soos die Ebola gewees. Die mense wat dit kry, daar was nie 'n kuur nie, hulle het net gesterwe. So mense was in kwarantyne op hulle eie plase. En daar was net 2 oomies van die kerk wat die geloof en die krag gehad het om by elke siek sterfgeval te gaan staan en vir daardie persoon te bid. En hierdie 2 ome het met 'n donkiekar gery,
verring gespan en die donkiekar en ry hulle met die verrekar. En dan gaan as hulle hoor van iemand wat op sterwe lê, dan ry hulle die kant toe. En nie een van hulle doodgaan nie. Almal was gespaar. God het hulle tot die einde toe bewaar. Maar die mooi van die verhaal wat ek eintlik by julle wil los, buite in die ander gedeelte, is dat ouma sê, wanneer hulle by 'n siekbed kom en hulle begin met hierdie persoon praat, dan lei hulle hierdie persoon na Jesus toe. In die laaste oomblikke van hulle lewe, dan vra hulle vir hulle, het jy al jou hart vir Jesus gegee? Het jy tot bekering gekom? Het jy al jou sonde bely? Het jy God al om vergifnis gevra? En dan vra hulle, wil jy dit nie nou doen nie? En dan doen die mense dit, en dan bid hulle vir hulle. Hulle sê, as hulle klaar gebid het, en die mense maak hulle oë oop, dan gaan die handjies so in die lug. Dan sê hulle, dankie Here. Daar hardloop die trane so oor hulle wange. En dan sterf hulle. Menigte male het dit gebeur. Liewe kerk van die Here, het jy, of is jy bereid om ten koste van wat ook al, uit te hou tot by die eindstreep? Dis nie die moeite werd om nou handdoek in te gooi nie. Dis nie die moeite werd om nou te stop met die geloofslewe nie. Dis nie die moeite werd om nou om te draai en weg van hierdie pad van geregtigheid nie. Want jy sien aan die einde van die pad, dis dan wanneer dit saak maak. Nou maak dit seker dalk nie so baie saak vir jou nie, want niemand ken jou lewe en niemand ken jou omstandighede en niemand weet waar jy deur gaan en wat jy doen en wat jy nie doen nie. Maar wanneer jy by die einde kom, dis dan wanneer of jy die eindstreep behaal van die geloof, of jy sonder God die ewigheid moet ingaan. En dis wat Paulus sê. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het aangehou tot die einde toe. En dan sluit hy af. Hoor weer. Dit wat ons nou die heel môre oor praat. Ek het die geloof behou. Ek het nie die geloof verloor nie. As jy dink, of gedink het, of vanmôre dalk dink om op te hou, om God voluit te dien, dis nie die moeite werd nie. Miskien nou. As jy dink, dis beter om vanmôre jou siel te verkoop vir die plesier van hierdie wêreld, dis nie die moeite werd nie. As jy dink, om vanmôre alles prys te gee vir die glamour en die goud en die mooi van en lekker van hierdie lewe, dis nie die moeite werd nie. Bly liewers in 'n tent, soos Abraham, as 'n vreemdeling, dat niemand jou op aarde wil hê, deel van hulle vriendekring en hulle samesyn en hulle rugby kyk, Springbok rugby kyk en hulle braaivleisvure nie, al wil hulle jou nie daar hê nie, bly jy net by die Here. Hoe voel jy soos 'n vreemdeling? Hierdie aarde gaan eendag die kinders van die Here se erfenis wees. Want die nuwe Jerusalem kom af aarde toe. Daar word 'n stad gebou vir die kerk van die Here. Maar voor dit gaan hierdie aarde vernietig word deur vuur. God gaan dit nuut maak. En dan gaan hy 'n nuwe tuin plant. En hy gaan die nuwe Jerusalem na die aarde toe laat afdaal. En hierdie stad, die Bybel praat van, hy's vierkantig gebou en hy het 'n middelstraat en weerskant en daar's 'n rivier wat deur hierdie nuwe Jerusalem loop en alles, ek kan baie daaroor praat, jy moet gaan lees dan Openbaring 21. Hy praat van al hierdie wonderlike dinge. En die boom van die lewe is daarin en hy gee elke maand vrugte en die mense eet van die vrugte en die kinders van die Here bly daarin. En wat mooi is, hy sê daar's nie eers 'n son nie. Die son is nie daar nie. Ons gaan nie meer 'n son hê nie. Hy sê wat God se lig gaan rondom die aarde versprei. Wow. Die lig van die Here gaan die aarde verlig en van die lam. So Christus en God die Vader, sy heerlikheid skyn. En ek het my vra, Lourens, is dit moontlik? Ja. Onthou jy, toe die engel van die troon van die Vader afgekom het en met Daniël kom praat het? Hierdie engel
uit God se teenwoordigheid voor Daniël verskyn. Toe val Daniël soos 'n dooie op sy aangesig. Het nie meer krag. En hy val op sy aangesig. Sy krag verlaat hom, want die heerlikheid van God het uit die engel uitgeskyn, omdat die engel in God se teenwoordigheid was. En as God hier op aarde is, en jy weet hoe gaan die glans wees, wat hier is. In die hemel is daar nie 'n son nie. Die heerlikheid van God skyn oor die hemel. En dis wat op aarde gaan wees. Wow. As dit nou nie vanmôre vir jou aanmoedig, om vas te hou, en tot die einde toe deur te druk, en nie op te hou nie, dan weet ek nie wat gaan jou verder aanmoedig nie. Kom ons staan in geloof vas aan die Here se genade. Ek gaan vir ons bid. En ek gaan jou vra om net daar waar jy sit vandag vir die Here dankie te sê, dat jy die belofte vashou, dat jy 'n vreemdeling op aarde is, nie juis deur die mense goedgekeur en opgelig word nie, maar jy is 'n erfgenaam van die hemelse Jerusalem en van God se genade. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre kan vashou in die geloof, vasstaan in die wete dat niks sal ons skei van die liefde van Christus nie. En ons wil soos Paulus eendag uitroep en sê, ek het die stryd van die geloof gestryd, die goeie stryd. Ek het die wedloop volëindig. Ek het tot by die eindstreep aangehou hardloop. Ek het die geloof behou tot die laaste toe, Here. Ek het nie opgegee nie, deur u genade. En daarom bid ek vir elkeen vanmôre. As hier enige iemand is wat luister, of enige iemand wat hier sit vanmôre, Here, dat hulle geloof nie sal ophou nie. Soos Jesus wil ons vanmôre sê, ek het vir jou gebid, Petrus, dat jou geloof nie sal opraak nie. Ons wil bid vanmôre vir een en elkeen, dat niemand se geloof sal opraak nie, maar dat ons aan die geloof sal bly volhard tot die einde toe, sodat nie een verlore sal gaan nie, maar almal van ons gered sal wees. Here, dankie vir u genade, vir u woord en u liefde. Ons loof en prys u vir u goedheid.